Hartlik welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag, die 2 Augustus 2026. Erediens vandag waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld. Hy lees vandag uit 1 Samuel 15 en die tema gehoorsaamheid is beter as offerande. Goeiemôre broers en susters. Kom ons word stil voor die Here. Ons hulp is die naam van die Here wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 66, daarvan verse 1 en 7. Juig aarde, juig met blye galme, laat jubels opstyg uit die stof. Sing tot Gods eer jul dankpsalme en maak hom heerlik in jul lof. Sy grootheid ken geen maat of perke, geen grens is daar vir sy gesag. Die vyand sien met skrik sy werke en buig hom kruipend voor sy mag. Psalm 66 vers 1 en 7. En daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Kom ons bely ons geloof saam, waar elkeen sy hart die volgende sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, uit op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak
van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 38, daarvan verse 1 en 17 en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, o Here, ons kom nederig voor U. Ons besef elke dag ons sondes. Daarom kom ons klein en nietig voor U ook staan en vra vir U vergifnis. Maar Here, terwyl ons dit ook doen, dan is ons so dankbaar. Dankbaar dat U ons eerste lief gehad het. Dat U ons uitgekies het om U kinders te wees, vir ons die gawe van geloof gegee het. En dit is alleen maar U genade, dat ons vandag hier kan wees om versterk te word deur U woord, dat ons daarna kan luister, dat ons in ons verhouding tot U kan groei, elke dag net meer en meer. En daarom vra ons ook dat U Gees kragtig in ons sal werk, dat ons U woord sal verstaan, dat ons dit sal toepas in ons lewens,
Here, daarvoor het ons wysheid nodig, maar dit is wysheid wat alleen U vir ons kan gee. Dit is wat ons vra. Dat U elke oomblik met ons sal wees as ons hierdie week ook ingaan. Ons gaan in 'n wêreld in waar die Satan rondloop soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verslind. Daarom vra ons dat U ons sal toevou in die vaandel van die liefde, beskermend in die holte van U hand. Here, ons vra dan weer eens ook dat U ons sonde sal vergewe. Reken dit ons nie toe nie. Ons bid dit om Christus want wil alleen. Amen. Die oog op die skriflesing sing ons nou saam met Psalm 25 vers 2 en 6 terwyl ons so sit. Ons luister volgende na die woord van die Here, soos vir ons opgeteken staan in 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 vers 1 tot 23. Hele klompie jare gelede het ek 'n preek ook gehad uit 1 Samuel 13, as julle kan onthou. Dit was waar hy vir Samuel moes wag voordat hy die offer bring, voordat hy die volk, sy teenstanders aangeval het. Hy het nie gewag tot Samuel kom nie, so hy was ongehoorsaam geweest aan die Here se bevel. Vandag lees ons weer waar Saul ongehoorsaam was. Kom ons luister daarna. Samuel het vir Saul gesê, dit is vir my wat die Here gestuur het om jou tot koning oor sy volk Israel te salf. Luister nou na die woorde van die Here. So het die Here die Almagtige gesê, ek het nie vergeet wat Amalek Israel aangedoen het nie, hoe hy Israel teëgestaan het toe hulle uit Egipte getrek het. Gaan verslaan nou vir Amalek. Jy moet alles wat hy het om die lewe bring. Jy mag jou oor hom nie ontferm nie. Jy moet man en vrou doodmaak, kind en suigeling, bees en skaap, kameel en donkie. Saul het manskappe opgeroep. Hy het hulle by Tiliam getel, 200 afdelings voetsoldate en 10 afdelings uit Juda. Saul het by die woonplek van die Amalekiete aangekom en sy manskappe laat stelling inneem by 'n spruit. Toe het Saul die Keniete laat weet, gee gou pad tussen die Amalekiete uit, sodat julle nie saam met hulle uit die weg ry nie, want julle het
die Israeliete goed behandel toe hulle uit Egipte getrek het. Die Keniete het toe tussen die Amalekiete uitpad gegee. Saul het daarna die Amalekiete verslaan, van Gewille af tot waar 'n mens kom by Sur teenoor Egipte. Hy het koning Agag van Amalek lewend gevang, maar die hele volk om die lewe gebring. Saul en die manskappe het Agag gespaar en ook die mooiste kleinvee en beeste, die vetstes en die lammers en alles wat mooi was. Saul hulle wou dit alles nie om die lewe bring nie. Al die vee wat swak en waardeloos was, het hulle wel van kant gemaak. Toe die woord van die Here tot Samuel gekom, ek is bedroef daaroor dat ek Saul koning gemaak het, want hy het van my af weggedraai en nie my opdragte uitgevoer nie. Samuel was ontsteld en hy het die Here die hele nag om uitkoms gesmeek. Die oggend het Samuel hom vroeg klaar gemaak om Saul te ontmoet. Iemand het vir Saul vertel, Saul het by Karmel gekom en nogal vir homself 'n gedenkteken opgerig. Daarna het hy omgedraai en is hy verby na Gilgal toe. Samuel het toe by Saul gekom en Saul het vir hom gesê, mag die Here u seën, ek het die opdrag van die Here uitgevoer. Samuel vra toe, wat vir 'n geblær van kleinvee is daar dan in my ore? En wat van die gebulk van beeste wat ek hoor? Hulle het dit van die Amalekiete afgebring, antwoord Saul. Dit is die goed wat deur die manskappe gespaar is, die mooiste kleinvee en grootvee, om aan die Here u God te offer. Die res het ons van kant gemaak. En Samuel sê vir Saul, bly stil, laat ek jou vertel wat die Here vandag vir my gesê het. Saul sê toe vir hom, praat maar. Toe sê Samuel, al is jy klein in jou eie oë, is jy tog die hoof van die stamme van Israel. Die Here het jou gesalf tot koning oor Israel. Die Here het jou met 'n doel uitgestuur en hy het jou beveel, trek op, bring die sondaars, die Amalekiete om die lewe. Jy moet teen hulle veg totdat jy hulle uitgeroei het. Waarom het jy nie na die bevel van die Here geluister nie? Waarom het jy jou aan die buit vergryp en hierdie ding gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here? Saul antwoord toe vir Samuel, maar ek het na die bevel van die Here geluister. Ek het gegaan om te doen waarvoor die Here my gestuur het. Ek het vir koning Agag van Amalek hierheen gebring, maar die Amalekiete het ek om die lewe gebring. Die manskappe het egter uit die buit kleinvee en beeste gevat, die beste van die wat van kant gemaak moes word, om aan die Here u God in Gilgal te offer. Maar Samuel antwoord, is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Nee, gehoorsaamheid is beter as offerande. Om te luister is beter as die vet van ramme. Weerspannigheid is net so erg as die sonde van waarsêery, eie sinnigheid net so erg as die bedrog van afgodery. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Toe die laaste gedeelte weer, weerspannigheid is net so erg as die sonde van waarsêery, eie sinnigheid net so erg as die bedrog van afgodery. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. Verlede week het ons gehoor dat die Here sy woord as 'n rigsnoer vir ons lewe gee en dat ons nie links of regs daarvan moet afwyk nie. Maar tog sien ons dit al hoe meer gebeur. Mense wat na hulle eie goeddinke hulle godsdiens wil beoefen. Ja, hulle sê hulle is Christene, maar moet net nie vir hulle voorskryf hoe om as 'n Christen te lewe nie. Sodra jy dit doen, dan gaan soek hulle 'n ander gemeente of kerk, wat volgens hulle smaak is, waar hulle sogenaamd inpas. Of hulle verlaat die kerk heeltemal, om hulle godsdiens op hulle eie manier tuis te beoefen. Broers en susters, ongehoorsaamheid aan die woord van God is nie noodwendig openlike verwerping van God nie.
Dis nie altyd die mense wat sê, ek wil niks met die Here te doen hê nie. Nee, ongehoorsaamheid is dikwels baie meer subtiel. Dit is wanneer 'n mens sê, ek wil die Here dien, maar ek wil dit doen soos ek dink dit moet wees. Dis wanneer ons God se woord hoor, maar dan besluit ons self watter dele ons ernstig gaan opneem en watter dele ons maar so bietjie kan aanpas. Dis wanneer ons nog steeds godsdienstig lyk, nog steeds bid, nog steeds Bybel lees, nog steeds dinge vir die Here doen. Maar ons doen dit volgens ons eie wil, eerder as volgens God se wil. En soms wil ons nog in ons optrede dit regverdig deur die woord van die Here te gebruik. Nee, broers en susters, die Here haat ongehoorsaamheid. Maak nie saak hoe klein of min jy daarvan links of regs afwyk nie. Ons leer dit onder andere uit hierdie gedeelte waarna ons sopas geluister het. Saul was nie 'n man wat niks met God te doen wou hê nie. Hy was nie 'n koning wat God openlik verwerp het nie. Inteendeel, Saul het baie godsdienstig opgetree. Hy wou selfs offers aan die Here bring. Maar die probleem was, Saul wou die Here dien op sy eie manier. Ons moet onthou dat Saul hier reeds deur die Here as koning aangewys was. Hy was nie 'n koning wat homself op die troon geplaas het nie. Die Here het hom geroep. Die Here het hom gesalf. Die Here het hom toegerus vir sy taak. En Samuel herinner Saul in vers 1 daaraan. Hy sê, die Here het my gestuur om jou as koning oor sy volk Israel te salf. Luister nou na die woorde van die Here. Ja, die Here het vir Saul laat salf as koning. Maar om as koning te slaag, moes hy na die Here luister. Broers en susters, ons natuurlike neiging is dikwels om eers te werk en later te vra wat God se wil is. Ons maak planne, ons volg ons eie idees en dan vra ons dat die Here ons planne moet seën. Maar die woord van God leer ons anders. Dit leer, luister eers. Want ware gehoorsaamheid begin nie by wat ons vir God doen nie. Dit begin by wat God vir ons sê. Die opdrag wat Saul ontvang het, was om teen Amalek op te trek en hulle totaal en al uit te wis, te vernietig, met die banvloek te tref. Vir ons klink hierdie opdrag baie hard en wreed. Maar ons moet onthou, God is nie 'n wrede God nie. Hy is 'n heilige en regverdige God. Die Amalekiete het hulle teen God en sy volk verset. Reeds tydens Israel se woestynreis het hulle Israel aangeval, maar hulle het baie vuil taktiek gebruik. Hulle het nie die sterkstes aangeval nie, maar die swakkes. Hulle het Israel se agterhoede aangeval, die vrouens en die kinders, die ou mense wat moeg en swak geraak het. Daar het hulle aangeval. Maar dit was egter nie maar net 'n gewone politieke konflik tussen twee volke nie. Dit was deel van die groter stryd tussen God se koninkryk en die magte van die Satan wat hom teëstaan. Want Amalek was die kleinseun van Esau. En Esau staan teenoor Jakob. 'n heidense volk staan teenoor die uitverkiesde volk van God. En hulle moet uitgewis word. Die Here is immers heilig en regverdig en hy moet die sonde straf. Ons leef in 'n tyd waarin mense graag oor God se liefde praat. Maar dikwels vergeet ons van sy heiligheid, sy regverdigheid, sy geregtigheid. Ja, daar is nie 'n einde aan sy liefde nie, maar juis omdat hy lief het, haat hy dit wat sy koninkryk kan vernietig. Omdat hy heilig is, kan hy nie die sonde bloot net ignoreer nie.
En daarom kry Saul hierdie opdrag. Ja, die Here kon ook sonder Saul hierdie oordeel voltrek het. Maar hy kies Saul as instrument in sy hand. Wanneer die Here ons gebruik in sy koninkryk, wanneer hy ons gawes, ons tyd, ons vermoëns wat hy aan ons gegee het, gebruik, moet ons nooit dink dat God afhanklik is van ons nie. Nee, ons dien die Here uit dankbaarheid en genade. Die vraag is dus nie, hoe kan ek God gebruik om my doelwitte te bereik nie? Die vraag moet wees, hoe kan ek gehoorsaam wees om God se doel te bereik? Dit lyk dan vir ons asof Saul dit doen. Dit lyk aanvanklik of hy presies doen wat die Here hom vra. Hy roep 'n leer bymekaar. Hy trek op teen Amalek en behaal 'n groot oorwinning. Van buite af lyk alles vir ons reg. Maar Saul doen twee dinge wat die Here uitdruklik verbied het. Hy spaar koning Agag se lewe en hy spaar die beste van die kleinvee en beeste. Op die oog af klink dit nie vir ons na 'n groot afwyking nie. Hy het byna immers alles gedoen wat God beveel het. Maar by die Here bestaan daar nie iets soos gedeeltelike gehoorsaamheid nie. Wanneer hy spreek, vra hy nie dat ons die dele uitvoer waarmee ons saamstem en die res ignoreer nie. Ware gehoorsaamheid beteken dat ons ons eie oordeel ondergeskik stel aan God se woord. Dis juis hier waar Saul se gesindheid openbaar word. Waarom spaar hy Agag? Waarskynlik omdat dit in daardie tyd 'n teken van groot aansien was om 'n verslaane koning lewend huis toe te bring. Dit het sy eie naam groot gemaak. Mense sou sê, kyk hoe magtig is Saul. Hy het selfs die koning lewend gevange geneem. Waarom word die beste vee gespaar? Saul beweer dat dit vir offers aan die Here bedoel was. Dit klink vir ons na 'n goeie bedoeling, na iets vrooms om die Here te behaag. Maar die probleem was nie Saul se offers wat hy wou bring nie. Die probleem was dat Saul nie gehoorsaam was aan die opdrag van die Here nie, en dat hy reeds besluit het wat hy wou doen, en daarna probeer het om dit godsdienstig te regverdig. Is dit nie iets wat ons ook goed ken nie? Hoe maklik neem ons eers 'n besluit, en daarna probeer ons Bybeltekste vind om ons besluit te ondersteun en te regverdig. Ons vra nie altyd, Here, wat wil U hê nie? Nee, ons vra eerder, Here, seën asseblief wat ek reeds besluit het. Dis wat Saul doen. Hy verander God se opdrag volgens sy eie oordeel. Maar Saul het nie na die stem van die Here geluister nie. Lees ons later. Broers en susters, ons dink maklik ongehoorsaamheid beteken groot openlike sondes. Maar ongehoorsaamheid is dikwels godsdienstige ongehoorsaamheid. Dit is wanneer 'n mens nog kerk toe kom, nog bid, nog die Bybel lees, nog oor God praat, maar intussen kies jy self hoe jy hom gaan dien. Ons hoor mense gereeld sê, ek dien God op my eie manier. Ek het my eie verhouding met die Here. Ek hoef nie alles in die Bybel so ernstig op te neem nie. Dit moet tog aanpas by ons tyd. Maar die vraag is nooit hoe ek God wil dien nie. Die vraag is altyd, hoe wil God gedien word? En daarom is geloof nie 'n saak van persoonlike voorkeur nie. Dit gaan nie oor wat vir my gemaklik is of waar ek inpas nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid aan God. Dis dan ook waarmee Samuel vir Saul konfronteer. Saul stap vir Samuel tegemoet met groot selfvertroue. Mag die Here u seën, ek het die opdrag van die Here uitgevoer.
Ja, Saul glo opreg dat hy gehoorsaam was. Hy sien nie sy eie sonde raak nie. Hy het homself oortuig dat sy ongehoorsaamheid eintlik gehoorsaamheid was. Maar die skape preek harder as Saul se woorde. Die beeste getuig teen hom. Ja, Saul doen wat die mens nog dan altyd gedoen het. Hy skuif die skuld weg. Die manskappe het. Hoe bekend klink dit nie vir ons nie. Adam het gesê die vrou het. Eva het gesê die slang het. En nou kom Saul en hy sê die manskappe het. Ons soek altyd iemand anders om te blameer. Ons sê, as my omstandighede anders was, as my werk minder druk was, as my gesin makliker was, as ander mense my nie so beïnvloed het nie. Nee, broers en susters, die Here spreek elkeen van ons persoonlik aan. Die woorde van Samuel aan Saul word ook tot ons gerig. Gehoorsaamheid is beter as offerande. Om te luister is beter as die vet van ramme. Weerspannigheid is net so erg as die sonde van waarsêery. Eiesinnigheid net so erg as die bedrog van afgoderry. Ja, Saul se ongehoorsaamheid raak die eer van God. Dit was oortreding van die eerste 2 gebooie, dit wat reeds oor die eer van die Here gaan. Maar Saul het homself belangriker geag as die Here. Hy het sy eie eer gesoek. Hy het selfs vir homself 'n gedenkteken gaan oprig. Daarom word sy eie willigheid met afgoderry vergelyk. 'n Afgod plaas iets anders in God se plek. En eie willigheid doen dieselfde. Ek word dan my eie hoogste gesag. My oordeel word belangriker as God se woord. My gevoelens word belangriker as sy gebooie. My wil word belangriker as God se wil. Broers en susters, as dit gebeur, dra jou afgod jou eie naam. As die preek hier sou eindig, sou ons elkeen moedeloos huis toe gaan. Want as ons eerlik is, lyk ons baie meer na Saul as wat ons graag wil erken. Hoe dikwels het ons nie ook al besluit wat ons wil doen en daarna probeer om dit godsdienstig te regverdig nie. Hoe dikwels was ons nie ook maar gedeeltelik gehoorsaam nie. As God ons lewens met dieselfde maatstap as Saul sou vergelyk, sou meet, wie van ons sou kon bly staan? Niemand nie. En daarom laat die geskiedenis van Saul ons verlang na 'n ander koning. 'n Koning wat nie sy eie eer sou soek nie. 'n Koning wat nie sy eie wil sou volg nie. 'n Koning wat volkome gehoorsaam sou wees. En daardie koning is Jesus Christus. Waar Saul self besluit het Jesus gesê, nie my wil nie, maar u wil. Waar Saul sy eie eer gesoek het, het Jesus homself verneder. Waar Saul die opdrag van God gedeeltelik uitgevoer het, het Christus die wil van sy Vader volkome vervul. Hy was gehoorsaam tot die einde toe. Ja, selfs toe daardie gehoorsaamheid hom na Getsemane nie geneem het. Selfs toe dit hom na Golgotha gelei het. Selfs toe dit die kruis beteken het. Daar aan die kruis het die Seun van God as koning gedoen wat geen mens ooit kon doen nie. Hy het sy Vader volkome gehoorsaam. Hy het die straf gedra vir elke keer wat ons ongehoorsaam is. Hy het betaal vir elke eie willige besluit, vir elke verskoning, vir elke keer wat ons onsself belangriker geag het as God. En daarom rus ons verlossing nie op ons gedeeltelike gehoorsaamheid nie.
Dit rus op Christus se volmaakte gehoorsaamheid. Maar beteken dit nou dat gehoorsaamheid nie meer belangrik is nie? Glad nie. Inteendeel. Nou is gehoorsaamheid nie 'n manier om God se guns te verdien nie. Dit word 'n antwoord uit dankbaarheid. Ons is God gehoorsaam nie om gered te word nie. Ons is hom gehoorsaam omdat ons reeds deur Christus gered is. Die Heilige Gees verander ons harte. Hy leer ons om weer te luister. Hy leer ons om ons eie wil neer te lê. Hy leer ons om elke dag te bid, Here, nie wat ek wil nie, maar wat U wil. En wanneer ons dan struikel, dan dryf hy ons nie weg van Christus af nie. Hy trek ons juis nader na Christus toe, want daar is vergifnis, daar is genade, daar is gehoorsaamheid. Broers en susters, luister ons nog na die stem van die Here. Hoe dien ons die Here? Dien die Here soos hy gedien wil wees. En dit staan vir ons, swart op wit, in sy woord. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, as ons U woord oopslaan, dan is dit soos 'n spieël waarna ons kyk. Maar daardie spieël wys vir ons wie ons regtig is. Dit wys ons sondes uit. Dit wys ons ongehoorsaamheid. Ja, Here, ons kan saam met Paulus sê, dit wat ons wil doen, dit doen ons nie. En dit wat ons nie doen nie, dit wil ons doen. Maar ons val daarin. Ons plaas baie keer ons eie wil, ons eie voorkeure voorop. Daarom kom ons vandag na U toe en vra dat U ons daarin te hulp sal kom. O Here, dat ons altyd eers sal luister na wat U vir ons deur U woord sê, en dat ons dan daarvolgens sal handel. Dat ons nie die woord sal aanpas by ons planne nie, hoe ons dink dit moet wees nie, maar dat ons eerder andersom sal handel. Dat ons alles wat ons doen, sal doen volgens wat U vir ons deur U woord sê. Kom ons daarin te hulp, o Here. Werk deur die Gees in ons, en elkeen van ons afsonderlik. Ja, Here, U weet wat in elkeen van ons se lewens aangaan, dit waarmee ons worstel. Ja, ook die planne wat ons maak. Gee altyd dat daardie planne ook gelykleidend sal wees aan U wil en U woord. Ons dra ook ons gemeente op aan U. O Here, ons is maar 'n klein gemeentetjie in 'n groot wêreld. Maar ons vra U dat U sal gee dat ons lig helder sal skyn. Dat ons waarlike soutende sout in hierdie wêreld sal wees. Ja, ander mense sal dors maak vir die evangelie. Hou U hand van beskerming en bewaring oor ons. Elkeen van ons, maar ook gesamentlik as gemeente. O Here, gee vir ons krag en wysheid as ons hierdie week ook ingaan, om diensbaar te wees in U koninkryk.
Ons bid dit om Christus ontwille alleen. Amen. Na die afdra van die liefdegawe sing ons saam met Psalm 119, daarvan verse 1 en 7. Verhef jou hart tot die Here en gaan hierdie week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Goeiemôre broers en susters, nou die volgende afkondigings. Baie geluk aan lidmate wat hierdie week verjaar. Vandag Marijke Boonsaier, die 3de Alta Potgieter, die 4de Henny Besaidenhout, 6de Marieke Dievenage en die 8ste Dirk Coetzee. Al hierdie lidmate, baie geluk met die verjaarsdag. Mag die Here sy seënende hand vir nog baie jare oor julle hou. Ons nooi almal uit om lekker tee en koffie nou na die dienste gaan drink in die saal. Daar is ook Bybelstudie daarna, so om 10:00 se kant. Ons verlede week begin met die boek Daniël. Almal is baie hartlik welkom. Net weer eens herinnering ook aan die golfdag wat nou baie vinnig nader kom. As daar een van die is wat dalk nog bytjies wil borg of net skenkings wil gee om pryse aan te koop, sal ons dit opreg waardeer. Baie dankie by voorbaat. Baie lekker week vir elkeen.